Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou nog 2 metodes wys hoe om die vergelyking van 'n reguit lyn te bepaal, soos wat 'n mens dit vind in die graad 9 syllabus. Tipe 3 is nou waar ons lyn ewewydig is aan 'n ander lyn wat vir jou gegee is en daar is nog 1 punt ook. Nou, baie belangrik is, jy weet nou al teen hierdie tyd, dat ewewydige lyne se gradiënte of hellings is dieselfde. Nou kom ons kyk na nommer 9. Bepaal die vergelyking van die lyn wat ewewydig is aan die lyn y is gelyk aan 2x plus 6 en deur die punt 0,4 gaan. Nou baie belangrik is wat ons nou wil hê, is ons wil 'n lyn se vergelyking bereken. Daarom begin ons by y is gelyk aan mx plus c. Nou hoekom het hulle vir ons hierdie ander lyn gegee? Want ons lyn is ewewydig aan daardie lyn. En ek het mos nou al vir jou geleer, ewewydige lyne se gradiënte is dieselfde. So waar kry jy hierdie lyn se gradiënt? As hy in standaard vorm is, dan is sy gradiënt die koëffisiënt van x, met ander woorde, die getal wat voor x staan. So daardie lyn se gradiënt is 2. En ons lyn is ewewydig aan daardie lyn, so ons lyn se gradiënt is ook 2. Y is gelyk aan 2x, okay. En dan kom ons werk gou na C toe. Wat is C? C is die y-afsnit. Nou waar het ek nou daar aangekom? Jy kan nie net aanneem die punt wat vir jou gegee is die y-afsnit nie, daar's 'n rede. Die reël vir die y-afsnit is maak x 0. So hier kan jy sien, die x is 0 en daarom weet ons dat daardie koördinaatjie wat daar vir jou gegee is die y-afsnit. En onthou, C beteken mos y-afsnit. So, ons lyn se vergelyking is y is gelyk aan 2x plus 4. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. Nommer 10. Bepaal die vergelyking van die lyn wat ewewydig is aan die lyn 3y min 2x is gelyk aan 4 en wat deur die punt 0 min 3 gaan. So ons begin weer met y is gelyk aan mx plus c, dit is tog wat ons wil bereken. Maar ons lyn is ewewydig aan hierdie ander lyn wat nou daar ingevlieg het, en hier is 'n probleem by hierdie lyn. Hy is nie in standaard vorm nie, want hy moet in standaard vorm wees vir ons om te kan agterkom wat sy gradiënt is. So ons gaan nou eers hard werk deur hierdie lyn wat vir ons gegee is in standaard vorm te skryf. Standaard vorm beteken ons y alleen. So die eerste ding wat moet gebeur is die 2x loop oor en dit word positief 2x en dan is hy nog steeds nie reg nie, want y se koëffisiënt moet plus 1 wees en nou is daar 'n 3. So jy deel daardie 3 regdeur weg en nou kry jy die lyn is in standaard vorm. Y is gelyk aan 2 op 3x plus 4 op 3. So nou dat hy in standaard vorm is, nou kan jy gaan en sê daardie lyn se gradiënt of helling is 2 op 3. En dis belangrik, want ons lyn is ewewydig aan daardie lyn. So ons lyn se gradiënt is ook 2 op 3. Daarom, nou is ons by y is mx plus c, want dis nou ons nuwe lyn se vergelyking wat ons wil bereken. Ons weet nou, die m is 2 op 3x, en nou hoe het ek by c uitgekom? C is mos die y-afsnit. So nou gaan jy na hierdie ander koördinaat van jou toe, en jy maak seker dat dit wel die y-afsnit is. Hoe weet jy dis die y-afsnit? Want die reël sê, y-afsnit maak x 0. Die x is 0, so ons weet daardie punt 0 min 3 is wel die y-afsnit. So, daarom is C se waarde min 3. En daar is jou vergelyking. Voorbeeld 11. Bepaal die vergelyking van die lyn wat ewewydig is aan die y-as en deur die punt 3, 2 gaan. So daar sien jy nou die punt 3, 2 en hierdie is die y-as en ons lyn
is nou ewewydig aan die y-as. Nou, ek het vir jou geleer, daardie lyn se vergelyking is x is gelyk aan 3. Net so. So jy gaan eintlik net na die koördinaat toe en wat ook al die x-koördinaat daar is, dit is jou lyn se vergelyking. Voorbeeld 12. Bepaal die vergelyking van die lyn wat ewewydig is aan die x-as en deur die punt -2, 1 gaan. So ek wil net vir jou wys, daardie is die y-as, daardie is die x-as en ons lyn is nou ewewydig. Nou gaan dit alles oor die y en daardie lyn se vergelyking is net y is gelyk aan 1. Nou as jy meer wil weet wat nou eintlik hier gebeur het, dan moet jy nou een van my vorige lesse gaan kyk in hierdie playlist, daar verduidelik ek vir jou baie mooi. Ek dink dis les 2, presies hoe hierdie werk. Ons is nog steeds by tipe 3, lyn ewewydig en 1 punt. Bepaal die vergelyking van die lyn wat ewewydig is aan die lyn y plus 4x is gelyk aan 3 en deur die punt -1, -7 gaan. So ek wil net vir jou sê, hier's 2 groot probleme in hierdie vraag, want hierdie lyn waaraan ons lyn ewewydig is nie in standaard vorm nie, en daardie punt wat gegee is nie die y-afsnit nie. Dit is sommer net enige punt. So nou gaan jy verskriklik hard werk. So, ons werk na y is mx plus c toe. Ons wil 'n waarde vir m hê en ons wil 'n waarde vir c hê. Nou waar kry ons m? Die vraag sê, ons lyn is ewewydig aan hierdie vreemde lyn, y plus 4x is gelyk aan 3. Maar hier's 'n probleem met hierdie lyn en sy probleem is, hy's nie in standaard vorm nie. So om hom in standaard vorm te kry, beteken die 4x gaan oorloop en dit word min 4x. So nou is ons lyn in standaard vorm. En omdat ons lyn in standaard vorm is, weet ons nou dat hierdie lyn se helling of gradiënt is min 4. En dit is dan nou ook ons lyn se gradiënt, want ons lyn is ewewydig aan daardie ene. So, jy kan dadelik vir min 4 in vervang. En jy kry y is min 4x plus c. So wat wil jy nou bereken? Nou wil jy c se waarde bereken. So dit is waar die ander punt of koördinaat nou inkom. Dis nou hierdie ene, min 1, min 7. Maar dit is nie die y-afsnit, sodat jy hom direk kan lees nie. So jy gaan hom hard werk, jy gaan hom vir c moet bereken met daardie punt. So jy skryf die punt neer, min 1, min 7. Bo op die punt gaan skryf jy, dit is 'n x en dit is 'n y, koördinaat en nou vervang jy in. In y se plek, min 7 is gelyk aan min 4 en in x se plek min 1. En wanneer jy in vervang, onthou, gebruik 'n hakie. Min 1 plus c, so ons gaan nou vir c uitwerk. So hier gaan die min 4 nou invermenigvuldig word, min 7 is dan gelyk aan 4 plus c, ons wil c kry, so 4 loop oor, min 7, min 4 is c, en daarom is c se waarde min 11. En ons vergelyking is dan y is gelyk aan min 4x min 11. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Die laaste tipe waarna ons gaan kyk, is wanneer ons lyn deur 2 punte gaan. Nou vraag 14 sê, bepaal die vergelyking van die lyn wat deur die punte A min 2, 2 en B 0, 6 gaan. So wat kom jy nou agter? Hierdie tipe praat hulle glad nie van die helling of die gradiënt nie. So ons werk is om eerstens die gradiënt te bepaal. En daarom het ek vir jou in 'n vorige video, jy moet na daai lesse kyk, het ek vir jou geleer hoe om die gradiënt te bepaal. So,
weer eens, ons werk na y is mx plus c toe. En die eerste ding wat ons gaan uitwerk, is nou vir m die gradiënt, met die gradiënt formule. En jy sal sien, ek het hom geskryf in terme van A en B, want my punte is punt A en punt B. Onthou nou weer, nou gaan jy jou 2 punte neerskryf, en baie belangrik is, hierdie moet jy doen. Jy moet bo op A se x gaan skryf. Dit is die x by A, dit is die y by A. Dit is die x by B, dit is die y by B. Want op daardie manier, wanneer jy nou invervang, gaan jy nie foute maak nie. Goed, terug by ons gradiëntformule. Die y van A is 2 minus die y by B is 6. Oor die x by A is min 2 minus die x by B is 0. En nou het jy die harde werk klaar gedoen. Nou gaan jy net sê, bo die lyn, 2 minus 6 is min 4, op en onder die lyn, min 2 minus 0 is min 2, en dan hier gaan jy sê, 'n min deur 'n min is 'n plus, en 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan daarin 2 keer. So, ons lyn se gradiënt is 2. So nou kan jy daar in m se plek 2 in vervang. Nou is jou werk om C se waarde te bepaal. C is die y-afsnit. Nou goed, kom ons gaan kyk nou net so 'n bietjie na ons 2 punte. Punt A is net 'n gewone punt, maar kyk hier by B, dis 'n baie mooi punt, want hy is die punt 0,6 en sy x is 0, daarom beteken dit eintlik dat daardie 6 is die y-afsnit, want die reël is y-afsnit maak x 0. So jy kan dadelik gaan en sê, dit is die punt, ek bedoel, dis die vergelyking van die lyn, y is gelyk aan 2x plus 6. Ons laaste voorbeeld. Bepaal die vergelyking van die lyn wat deur die punte K, 1, 4 en L, 6, min 1 gaan. So ons werk na y is mx plus c toe. Die eerste ding wat ons gaan uitwerk is m die gradiënt met daardie 2 punte. Daar is die gradiëntformule en ons 2 punte is by K, so nou gaan jy skryf die x by K, die y by K, die x by L, die y by L. En nou is jou invervang baie makliker. So, jy begin deur te sê, die y by K is 4 minus die y by L is min 1. En kyk bietjie, hoe het ek 'n hakkie gebruik? Oor die x by K is 1 minus die x by L is 6. Nou gaan jy net daardie invermenigvuldig bo die lyn, so jy kry 'n min maal 'n min is 'n plus 1, 4 plus 1, en onder die lyn 1 minus 6 is min 5. Bo die lyn 4 plus 1 is 5 op 5, en dan gaan jy net sê, 'n plus deel 'n min is 'n min, en 5 gaan homself in 1 keer, 5 gaan homself in 1 keer. So ons lyn se gradiënt is dan nou min 1. So nou, kyk regs, nou kan jy sê, y is gelyk aan min 1x plus c. Nou in die vorige vraag was die c-waarde vir jou gegee, die y-afsnit, want die x was 0. Maar nou hier is dit nou nie so nie, want k se x is 1 en L se x is 6. So hulle is net enige 2 punte wat op ons lyn bly. So jy kan enige een van hulle 2 gebruik om nou vir C uit te werk. Ek het sommer vir K gebruik. So wat jy dan doen is jy sê die x daar by K is 1, die y by K is 4. En nou vervang jy in y se plek daar en in x se plek daar. 4 is gelyk aan min 1 maal 1 plus c, maal die min 1 in,
4 is min 1 plus C, kry vir C alleen, die min 1 loop oor, hy word plus, 4 plus 1 is C, 5 is C, dis is ons vergelyking. Y is gelyk aan min X plus 5. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende video verduidelik ek hoe om die snypunt van 2 lyne te bereken en ook hoe om te bereken of 'n punt op 'n lyn lê. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.